vel is so uniek soos jou vingerafdruk. En Biomedical Emporium se oplossing is so uniek soos jy. Klinkklare wetenskap, beskikbaar uit die liefde vir jou vel. Regte mense, regte vel, regte wetenskap. Dr. Judy Pretorius van Biomedical Emporium, gelukkig is jou onderhoud met my, anders het David om heeltyd net weer aan jou vergaap. Kan ek jou sê, op die stadium is my ego 40 kg. Wonderlik, I love it. Ons praat oor 'n ernstige saak vanoggend. Dit is diabetesmaand in November en daar's 'n groot impak wat hierdie kroniese siektetoestand het op die vel. Wat is van die belangrikste goed wat dit affekteer rondom 'n mens se vel? Wel kyk, is nogal 'n redelike lang lys, Sure. nê? En ek weet jy het ook nou vroeër vir my gesê jou moeder het ook diabetes gehad en ons moet 'n bietjie gesels oor wat jy by haar gesien het. So van die goed wat ek by haar gesien het is dat sy hierdie verkleuring van die vel gehad het en soms amper hierdie breinvlekke. Is dit een van die oorsake of die gevolge van diabetes? Ja. So as mens gaan kyk, jy het byvoorbeeld nou die fluktuerende glikose en as gevolg van daai fluktuerende glikose min insulien of geen insulien of insulienweerstandigheid en so aan, dan gaan jy definitief effek hê op jou kollageensintese. En as daai effek is op jou kollageensintese, dan gaan jou vel baie droog wees en die elastisiteit gaan gekompromiseerd wees. Ook natuurlik is daar mikrosirkulasie by diabetiese pasiënte. So dis daai vlekkies wat jy tipies gesien het, want die immuniteit is gekompromiseerd en hulle is dan geneig tot ander siektetoestande soos byvoorbeeld psoriase, natuurlik vitiligo, hierdie fyn knoppies op die vel soos keratosis pilaris, folliculitis, swaminfeksies. En 'n ander ding wat dit amper vir my gevoel half asof haar vel baie dun was. Sy is nou al 'n hele ruk oorlede. Is dit ook diabetes? Dis waar die kollageensintese inkom, want daar hulle sintetiseer net nie meer so baie kollageen nie. Kollageen kan nie meer vog terughou nie. En as gevolg daarvan kan jy voel, hoorie, die vel as jy hom ook knyp, hy gaan nie terug na sy oorspronklike toestand nie. Daar's natuurlik ander kondisies wat voorkom. Hulle verloor gewig, hulle tel gewig op en dan kry hulle hier klein fyn muistepeltjies of in die nekarea, onder die arms of op die buikarea, binnebene en so voorts. Daar's natuurlik 'n ander kondisie soos actinosis nigricans. Okay, ons het nou gekom aan die einde van hierdie lyse, maar dit is regtig 'n lang lys, maar wat se hulpmiddels, want ons kan nie net heeltyd oor die probleme praat nie. Wat se hulpmiddels is daar vir van hierdie kondisies? Wel, byvoorbeeld daai is pigmentasie onder die arms en in die nekarea en die laaste een wat ek net vinnig wil noem is wonde. Hulle het nogal 'n rowwe wonde van so 'n aard as gevolg van daai mikrosirkulasie kan hulle diabetiese voet kry of druksere. So die hulpmiddels natuurlik, baie topikale wondsorg, moenie te gereeld wonde skoonmaak nie. Behandel 'n wond, hou dit toe vir ten minste 3 tot 4 dae. Probeer jou immuniteit versterk, veral Vitamiene D, sink en Vitamiene B's. En dan kyk jy na ander topikale produkte. Moenie skrik vir teenverouderingsprodukte nie, want jy het dit juist nou nodig om die elastisiteit te bevorder. Vitamiene E, antioksidante. En ek is nogal redelik pro-orale versterking, soos al die vitamiene en minerale wat jy nodig het vir die dag, 'n kollageendrankie, probiotika. Net vinnig, daar is hierdie storie, ek weet nie of dit 'n storie is nie, dalk is dit waar, jy gaan vir my sê wat ek gehoor het, dat 'n mens daai vitamiene liefs in die oggend moet drink, want dan het die liggaam tyd om dit te verwerk, veral iets soos Vitamiene D. Ek weet nie, daar's 'n storie as jy in die son kom, dan help dit die metabolisering van hierdie vitamiene. Is dit waar of net 'n Ons hou daarvan om sekere vitamiene op 'n leemaag te drink, maar baie keer gedrink mense vitamiene en dan na so 20 minute dan voel jy bietjie oulik. Maar in hierdie geval as jy dit dalk in 'n poeiervorm drink saam met 'n kollageen en 'n probiotika wat gemeng is, dan dink ek behoort dit jou nie sleg te laat voel nie. Dan gaan jy weet jou sistemiese absorpsies gaan lekker hoog wees. Baie dankie vir nie net probleme wat jy na ons toe bring nie, maar altyd goeie raad. Dit is Dr. Judy Pretorius.